Vriende, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Dis my groot voorreg om hierdie dag saam met jou te begin en mag die Here deur sy woord en deur sy Heilige Gees in ons harte werk tot geloofsversterking. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring en vanmôre gaan ons saam lees Openbaring 17 vers 15 tot 18. Verder het hy vir my gesê: die waters wat jy gesien het, waar die sedelose vrou bly, is volke en stamme, nasies en tale. Die 10 horings wat jy gesien het, en die dier, hulle sal die sedelose vrou haat en haar kaal en verlate maak. Hulle sal haar vleis opeet en haar met vuur verbrand. God het hulle gedagtes so gerig, dat wat hulle doen, volgens sy bedoeling is. Hulle het een en dieselfde doel voor oë, en hulle stel hulle koningskap tot die dier se beskikking, totdat God sy woorde in vervulling laat gaan het. Die vrou wat jy gesien het, is die groot stad, wat heerskappy oor die konings van die aarde beoefen. Net tot sover. In die laaste deel van hoofstuk 17, broeder en suster, vind daar 'n dramatiese wending plaas. Die vrou se eie bondgenote vernietig haar uiteindelik. Dit is hoe die bose werk. Hy vernietig sy eie bondgenote en onderdane, as hy hulle nie meer kan gebruik nie. 'n Onheilige alliansie is altyd 'n ongemaklike alliansie, want elkeen wat daarin deel het, stel sy eie belange eerste. God is steeds in beheer, wat ook al gebeur. Sy planne sal altyd deurgevoer word. Hy gebruik selfs mense wat teen hom gekant is, om sy wil te laat geskied. Hy laat wel die bose toe in hierdie wêreld, maar bly in beheer. Op die ou einde laat God toe dat die bose homself vernietig. Inderdaad, broeder en suster, is God besig om sy raadsplan tot uitvoering te bring in hierdie wêreld. Hy is almagtig en onbeskryflik groot. En hy is besig om ons na die finale einde toe van hierdie wêreld te stuur. Ek en jy is deel van sy kinders. Elkeen van ons het 'n spesifieke taak en funksie om te verrig. God is die een wat op die troon sit, en hy bly altyd in beheer. Hy is regverdig en hy is genadig, en hy sal die goddelose nie ongestraf laat bly nie. Al sou die huidige mensegeskiedenis telkens van afvalligheid van God toon, bly die lam Jesus Christus die oorwinnaar, en sy volgelinge saam met hom sal saam met hom oorwin. Die vrou word vernietig deur die magte wat sy so wellustig gedien het. En in hierdie vernietiging van die bose, gaan die regverdige God se plan van verlossing steeds voort, en die oordeel sal in vervulling gaan. So is God besig om te werk in hierdie wêreld, maar ook in my en jou lewe. Ons wat gelowiges is, moet hom ten volle vertrou en gehoorsaam aan hom wees. Sy plan is die beste plan. Daarom kan ek en jy, broeder en suster, God met ons hele hart, met ons hele siel en met al ons kragte vertrou en dien. Hy het 'n mooi toekoms vir ons beplan. Ons is deel van sy raadsplan en hy wil ons saam met hom in die hemel sien tot in ewigheid. Dit wat hy aan ons beloof het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie dat U ons God en Vader is, wat in hierdie wêreld 'n raadsplan het, waarmee U besig is. Dankie dat ons deel daarvan kan wees. U leer vir ons in U woord, hoe hierdie raadsplan gaan eindig, en ons vertrou U daarmee, Here, want U het die beste plan vir ons lewe en vir die wêreld. Dankie vir hierdie mooi dag. Wil U dit vir ons seën?
wil U vir ons lei, behoed en bewaar en in ons harte werk om ons in die geloof te versterk. Vergewe ook genadiglik al ons sondes, Here, en vul ons harte met U vrede. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.